Goeiemôre gemeente, kan julle my mooi hoor? Ek kry altyd raas want ek praat te sag. So julle moet maar vir my wys as julle my nie kan hoor nie, asseblief. Dit is my voorreg om vanoggend by julle die dienste te lewer en ons begin dan met voorafsang. Dit is, julle sing dit die een volg op die ander, nee. Daar is nie aankondigings tussen hulle nie, ek wil net seker maak. Is dit so? Ok. Dan kan ons begin met die voorafsang. Lied 205 vers 1 tot 2 is die eerste lied waarmee ons gaan begin. Bring lof aan die Vader. Verlos
Fotum kom vanoggend uit Psalm 106, vers 1 tot 3 en dan ook vers 48. Halleluja, prys die Here, want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Wie kan die magtige dade van die Here verwoord? Al sy lof verkondig. Gelukkig is hulle wat die reg onderhou, te alle tye geregtigheid handhaaf. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, van ewigheid af, vir ewig. Die hele volk moet sê, Amen, Halleluja. Ons kan vandag saam met God se mense die hierdie eeue sê, tot nou toe het die Here ons gehelp. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here met die lied 169 vers 1 tot 3. Ek hou die wet aan die voor uit Psalm 119 vers 1 tot 8. Gelukkig is mense wie se lewenspad onberispelik is en wat die wet van die Here volg. Gelukkig is hulle wat hou by sy bepalings, wat hom met hulle hart soek, wat ook nie onreg pleeg nie, maar sy paaie volg. U het self u opdragte gegee, sodat mense dit noukeurig sal nakom. Ag, was my lewenspaaie maar standvastig, sodat ek die voorskrifte kon nakom. Dan sal ek nie beskaamd staan, terwyl ek op al die bevele let nie. Ek prys u met 'n opregte hart, terwyl ek u regverdige beslissings bestudeer.
U voorskrifte sal ek nakom. Moet my tog nooit in die steek laat nie. In ons erediens gaan ons nou na die skuldbelydenis. En die skuldbelydenis is nie 'n strafhandeling nie, maar 'n geloofshandeling. Ons kom nie as veroordeeldes nie, maar as kinders wat na hulle Vader terugkeer. Die klem val op God se genade. Ons sit terwyl ons lied 332 vers 1 tot 4 sing in 'n houding van nederigheid en selfondersoek. Kom ons sit net so, dan sing ons. Daarom as vryspraak dan uit 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 21, die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulself sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word.
Ons gaan nou ons geloof bely, en ek is nou 'n groot aanhanger van Johannes Calvin, as daar dalk nog sulke mense in die kerk is. Hy sien die geloofbelydenis as 'n openbare getuienis van die geloof wat die heiliges in ons harte werk. Gelowiges behoort nie skaam te wees om hulle geloof openlik te bely nie. Die belydenis verenig die gemeente en beskerm die kerk teen dwaling, omdat dit die Bybelse waarheid bevat en die kern van ons geloof is. Kom ons staan, dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kan maar sit. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons almal vanoggend in U teenwoordigheid is. Dat U ons almal ken as U kinders. Dat U ons oppas, ons beskerm, ons leer, Here, en ook vir ons leer om U te dien. Deur die Bybel. Dankie Here dat U vir ons voorsien in al ons behoeftes. Al dink ons dit is klein. Here, gaan met ons in die diens en lei U vir ons. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 28. Die opskrif daar is, dit was in die 83 vertaling, aan die Here kom die lof toe, van Dawid. Ek roep na U Here, my rots. Moet tog nie doof wees vir my nie. As U bly swyg, sal ek steeds wees soos 'n sterwende. Hoor my smeekstem, as ek na U roep om hulp. As ek my hande in gebed uitsteek na die allerheiligste deel van U tempel. Moet my tog nie uitroei, saam met die goddeloses, die mense wat onreg doen nie. Hulle praat vriendelik met hulle bure, maar daar is kwaadwilligheid in hulle harte. Vergeld hulle volgens hulle dade en volgens hulle skandelike gedrag. Vergeld hulle volgens die werk van hulle hande en laat hulle kry wat hulle verdien. Want hulle let nie op die dade van die Here en op die werk van sy hande nie. Daarom sal hy hulle afbreek en nooit weer opbou nie. Aan die Here kom die lof toe, want hy het my smeekstem gehoor. Die Here is my sterkte en my beskermer.
Op hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil ek hom loof met my lied. Die Here is 'n sterkte vir sy volk, 'n veilige beskutting vir sy gesalfde. Red u volk en seën die wat aan u behoort. Wees vir hulle 'n herder en sorg altyd vir hulle. Tot sover. Die tema wat ek gekies het vir die skriflesing is God het my gehoor. Ek dink 'n mens kan 'n bietjie verval in God se stilte aan die een kant. Maar aan die ander kant, God het my gehoor. En dit kan ek uit my eie lewe getuig. Ons kan met vrymoedigheid na God roep, omdat hy ons hoor. Selfs wanneer sy stilte soos 'n skaduwee oor ons lewens lê. God hoor die noodkreet in die skaduwee van stilte. Dawid begin nie met 'n triomfanklike belydenis nie, maar met 'n skeur in die hemel. Na U roep ek, Here, my rots. Hy vrees dat God nie net stil bly nie, maar dalk heeltemal afwesig is. Wanneer hy bely, word ek soos die wat in die graf afdaal. Skilder hy 'n beklemmende vrees van iemand wat in die skaduwee van die dood na God se stem soek, maar slegs sy eie ego in die leegte hoor. Dit is nie die aporia van ons moderne bestaan nie. Ons verwag mos onmiddellike verlossing. En ek dink in die algemeen, as ons kyk na ons selfoontyd, jy moet nou reageer, kan nie wag tot later nie. Alles moet nou onmiddellik gebeur. Ons verwag onmiddellike verlossing, maar ervaar die beklemmende stilte van 'n God wat lyk of hy nie antwoord nie. Die stilte is egter nie 'n leegte nie, maar 'n skaduwee waarin God steeds teenwoordig is. Aporia beteken 'n plek van radikale onsekerheid. 'n Kruispad waar die mens besef dat die gewone antwoorde nie meer werk nie. En ek dink baie van ons was al daar, want jy weet nie wat is die volgende stap nie. Hoe interpreteer jy daardie stilte in jou lewe? Is dit 'n muur of is dit 'n skaduwee? In ons moderne bestaan is die aporia tasbaar. Ons het meer inligting, maar minder wysheid. Meer keuses, maar minder rigting. Dit is 'n aporia wat nie net intellektueel is nie. Maar liggaamlik en geestelik. Dawid se roep is 'n dringende smeekgebed. Daar is nou 'n Griekse woord daarvoor wat ek het dit liewer uitgehaal, want ek sal nie daarby kom nie. Dawid se roep is 'n dringende smeekgebed wat uit die siel opwel, juis omdat hy geen ander plek het om heen te gaan nie.
En dan die oorgang van nood na teenwoordigheid in vers 6 tot 7. Laat die stilte vir 'n oomblik hang. Die skaduwee lê swaar. Die graf is naby. En die hemel is toe. Maar dan skielik verskuif die landskap. Aan die Here kom die lof toe, want hy het my smeekgebed gehoor. Let op, Dawid sê eksterne omstandighede het nie verander nie. Sy vyande is nog daar. Die skaduwee is nog nie weg nie. Die deurbraak is nie 'n verandering in sy situasie nie, maar 'n verandering in sy fokus. Hy besef dat die grootste geskenk nie die oplossing van sy probleem is nie, maar die wete dat sy smeekgebed die hart van God bereik het. As God die skild is wat ons in hierdie vyandige wêreld beskerm, is die wete dat hy luister ons panser. Dit is 'n panser wat nie gemaak is van metaal nie, maar van die intieme wete dat die ewige God wat die heelal hou, jou in die skaduwee raak sien. Hy gee nie altyd onmiddellike uitkoms wat ons eis nie, maar hy gee homself. En in daardie teenwoordigheid vind ons die krag om voort te gaan. Vers 8 en 9 praat van die korporatiewe hartslag van die gebed. Die Psalm eindig nie by die individu se verligting nie. Dawid bid vir die hele volk. Verlos u volk en seën u erfdeel. En so moet ons ook dit onthou. Ons bid nie net vir onsself nie. Ons bid vir die mense hier om ons. Wanneer God my hoor, besef ek dat ek deel is van 'n groter kudde wat deur die herder gedra word. Hier word die individuele aporia oorkom deur die korporatiewe seën. Ons is nie alleen in die skaduwee nie. Ons is saam in die skaduwee van die Almagtige. Ware geloof is nooit 'n alleenpad nie. Dis 'n uitnodiging om vir die hele liggaam in te tree. Soos wat ons vandag in die gemeenskap van die gelowiges is. Jesus is die uiterlike bevestiging dat God ons hoor. Hy het aan die kruis die absolute stilte van die Vader gedra, sodat ons nooit meer hoef te vra of God ons verlaat het nie. In sy opstanding ontvang ons die versekering dat ons gebede in die hemelse troonsaal aankom. Miskien voel dit vandag vir jou asof God in stilte skuil. Psalm 28 nooi jou om nie op te hou roep nie. Hou aan vertrou. Nie omdat jou omstandighede bewys dat hy luister nie, maar omdat Christus se kruis die ewige bewys van sy aandag is. Dit beteken dat hy jou ken en volgens sy volmaakte wysheid antwoord. Die uitdaging is om vandag midde in jou eie skaduwee God se teenwoordigheid te soek
En dan, as daar 'n hoorder, as 'n hoorder van sy woord, verander in die liggaam te bid. Mag jy die vrymoedigheid vind om jou nood in sy hande te plaas. In die vaste wete dat hy jou gebed nie net ontvang nie, maar verhoor. Amen. Ek het afgekom op, ek weet nie wie van julle ken almal vir Barend Vos nie, hy is 'n bekende predikant hier van Warrington, en hy het hierdie boekie, Die Ewigheid in my hart, 'n gebed oor psalms, of gebede oor psalms, die van julle wat dit dalk het. Dit gaan op die bord verskyn, en ek gaan dit lees as 'n gebed. Dit is weer ek, Here. Here, dit is weer ek hier, ek wat so knaand roep. Hoor U my nog? Sal U my asseblief antwoord? As U nie U oor na my toe draai nie, sal ek dit nie oorleef nie. Kyk, soos altyd steek ek my hande na U toe uit. Neem dit, Here. Vou dit toe in U vaste greep. Ek het niks met daardie geraasmakers te doen nie. Skeer my asseblief nie oor dieselfde kam nie. Wanneer U met hulle afreken, gaan maar by my verby. Hoor hulle, Here. Hoor hoe roep hulle vrede, vrede, sodat die mense moet juig. Kyk hulle sotlike glimlaggies, hulle vrome kniebuigings. Maar hulle is vol vernyn, hatig, in hulle hart beplan hulle moord. Hulle het 'n eie agenda, Here. Hulle sal oor U probeer bluf. Ook U probeer bluf. Maar U is nie hul speelmaat nie. U lag nie vir hulle grappies nie. U het nie tyd vir hul bedrog nie. Stuit hulle, Here. Maak hul boosheid tot niet. Laat die ellende wat hulle beplan op hulle eie kop afkom. Hulle het geen respek vir wat U doen nie. En daarom kan U maar met hulle maak soos U wil. As ek mag voorstel, breek hul skuilings op, sodat hulle bloot voor U kan lê. U weet immers van altyd af wat hulle doen. Nou sal hulle weet dat U weet. Ek gun hulle daardie ontnigtering, Here. Vir my is daar die herhaalde versekering. U het my gehoor. U sal my help. U ken U kinders. Ons kan staan, dan sing ons, ek dink ek het gesê 538, dit is 528, nee. Ja, vers 1 tot 3, jy kan staan, dan sing ons die slotlied. Volgens
Die Here wat jou gebed hoor, jou dra met sy krag, jou beskerm met sy liefde en jou vul met sy vrede. Mag jy hierdie week leef in die sekerheid, die Here is jou sterkte, hy is jou skild en hy is die een wat jou hoor.